Baie vriende, ek wil vandag met julle gesels oor die tronk of oor gevangenis en nie oor 'n fisiese tronk nie, wel dalk 'n fisiese tronk ook, maar jy weet ons bevind onsself partykeer in 'n tronk. Dit voel vir ons asof ons gevange is in 'n situasie of in 'n gedagte of dalk in 'n verslawing of dalk 'n verhouding wat nie goed is vir ons nie. Of 'n situasie wat ons dalk deur slegte keuses of enigiets maak. En ek het vandag baie tyd spandeer om te soek na 'n antwoord vir 'n spesifieke tronk waarin ek myself bevind. En ek het gelees en naderhand vir my regtig gevoel ek raak moedeloos en die Here het my hierdie ongelooflike skrif gegee en ek het gevoel ek wil dit met julle deel. Kom uit Handelinge 12 uit. Net om 'n bietjie agtergrond te gee, Petrus was toegesluit gewees vir die hoeveelste keer. En hy was vir die hele Paasnaweek in die tronk en Herodes wou hom na Paasfees wou hy hom verhoor het. En hy was so bang dat Petrus weer ontsnap, want die een keer het die tronk moes geskit en hulle het boeie het afgeval en al hierdie goeie, so hulle was so bang geweest dat Petrus ontsnap. Hy het 5 keer seker gemaak dat daai man nie uit die tronk uit kan kom nie. En nou as ons die stukkie lees, gaan julle duidelik sien, maar in die eerste plek het hy fisies vir Petrus met boeie en kettinge aan 2 wagte vasgebind en hy moes tussen hulle slaap. Daar was nog wagte gewees voor die deur en dan was daar 2 ekstra ingange met wagte voor die tronk en dan het jy by die staalhek gekom van die stad. En so die kanse dat Petrus kon ontsnap uit daai tronk uit was basically 0. Mensliker gewys. En kom ons lees wat het gebeur. Die Paasfees was verby en Herodes wou die volgende dag vir Petrus bring om voor die volk te staan. In die nag voordat Herodes dit wou doen, het hulle vir Petrus met kettinge vasgemaak aan 2 soldate en hy moes tussen die soldate slaap. Daar was ook wagte wat die deur van die tronk opgepas het. Maar skielik het 'n engel van die Here by Petrus gestaan en 'n lig het in die tronk geskyn. Die engel het aan Petrus gesê, sy sy geraak en hy het vir Petrus wakker gemaak en vir hom gesê, staan gou op. Die kettinge het afgeval van Petrus se hande af en die engel het toe vir Petrus sê, maak jou beld vas en trek jou skoene aan. Petrus het dit gedoen en die engel sê toe vir Petrus, trek jou boekleed aan en kom saam met my. Petrus het uitgegaan en hy het saam met die engel gegaan. Petrus het nie besef dat dit alles regtig gebeur nie. Hy het gedink hy droom of hy het 'n visioen dat die engel dit doen. Hy het verby die eerste en die tweede plek gegaan waar die wagte gestaan het en toe kom hulle by die eysterhek waardeur 'n mens na die stad toe gaan. Die hek het self oopgegaan vir hulle. Hy het uitgegaan en hy het in 'n smal straatjie geloop en toe hulle omtrent 'n blok weg is, het die engel skielik weggegaan van Petrus af. Toe het Petrus verstaan wat regtig gebeur het en hy het gesê, nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur het en dat die engel my gered het van Herodes. Hy het my ook gered van alles wat die hele Joodse volk gedink het sal gebeur. Petrus het toe verstaan wat gebeur het en daarom het hy na Maria se huis toe gaan en so aan. Vriende, toe ek dit lees, toe besef ek net weer, ons besef nie hoe magtig God is nie, hoe almagtig God is nie. Ons besef nie hoe lief hy ons is nie. Ons besef nie hoeveel krag daar in gebed is nie. Ons besef ook nie hoeveel genade daar vir ons is nie. En ek wil net vandag vir jou sê, maak nie saak in wat se tronk jy is nie. Maak nie saak of al is jy aan 2 mense vasgebind met boeie nie. Als moet jy tussen hulle slaap. Al is daar 2 hekke met wagte en nog 'n staalhek en dalk 'n smal straatjie waar jy moet stap. Maak nie saak wat jou situasie is nie. Al kan dit ook vir soos Petrus onmoontlik lyk. Al dink jy dis 'n droom of 'n visioen. God kan jou red. Nou ek hoop regtig hierdie stukkie skrif beteken vir julle so baie soos vir my. Ek voel regtig die Here het my hierdeur net weer herinner aan hoe almagtig hy is.
en dat ek nie moet buig voor hierdie tronk of hierdie sel of hierdie gevangenis waarin ek vassit nie, en dat ek net moet opkyk na God toe en moet glo dat hy kan ons red, en hy kan selfs sy engel stuur om ons te red, of wat ook al, hoe hy dit wil doen. God is almagtig, en ja, die mens buk, maar God beskik, en mag ons dit altyd onthou. Kom ons bid saam. Dankie Here vir U wonderlike liefde, Vader. Dankie vir genade, Here. Dankie dat na soveel jaar wat ons soveel dinge verkeerd doen en soveel verkeerde besluite maak, het U ons nog nie gelos nie, Here. Vul U ons nog met die Gees, soos wat U in Handelinge staan op soveel plekke, Here. Jode en heidene, Here, ons almal, solank wat ons glo in Jesus Christus, het ons die voorreg om U Gees te kan hê. Vader, ek wil bid vanaand, of vandag, of vanoggend, of middag, of aand, waar ook al, wie ook al na hierdie boodskap luister, Here. Daardie plek waar daardie persoon dalk vassit, daardie tronk waar daardie persoon homself bevind, Here, maak daai kettinge los. Maak daai owerstes aan die slaap wat daardie persoon in gevangenis hou. Maak daai deure oop, Here. Maak daai hekke oop in die naam van Jesus Christus. Obviously, al die hekke en deure en kettinge wat daai persoon verhoed om in U wil te stap, Vader. Help ons ook om te besef, Here, dat dit U wil was, dat Petrus uit daai tronk uit moet kom. En help ons ook om te besef dat die plekke waar in ons onsself bevind, Here, dat ons gaan vasgevang daarin bly, solank as wat ons daaruit wil uitkom, om onder U wil uit te kom, maar dat ons sal wil uitkom, Here, om in U wil in te kom. Vader, dankie vir U liefde, dankie vir U almagtigheid, Vader. Dankie vir U woord, dankie vir hierdie ongelooflike woord, Here, wat nooit sal vergaan nie, wat altyd sal staande bly, Here. Ons loof en prys U heilige naam, en ek sê vir U dankie vir genade, dankie vir U beskerming, en dankie vir U liefde. Ons loof en prys U heilige naam. Amen. Totsiens, vriende.